Hierdie is dag 3 van week 3 in ons Each One Reach One reeks. Gister het ons gesels oor hoe ons met intentionele gesprekke verhouding met mense kan bou, sodat ons op 'n plek kan kom waar ons kan regtig praat oor die Here natuurlik. Nou ons maak baie keer aannames, Martha, en ek wil hê ons moet vandag bietjie net gesels oor aannames wat ons maak as gelowiges van ander mense binne in die kerk. Want ek glo dat die missie van die kerk begin eintlik van binne af en na buite, want dit is hoe ons mekaar liefhet wat ons eintlik hierdie missie van Jesus begin, waar hy gesê het, die wêreld gaan na julle kyk en hulle gaan besef dat Jesus is wie hy sê hy is. So as weet, baie keer kom ons by die kerk en ek sien dat mense kom in wat vreemd is. Ek sien dat mense kom wat ek nie ken nie. En ons maak dalk baie keer 'n aanname dat iemand is in 'n verhouding met die Here terwyl hulle nie is nie. Ja. Is dit nie vir jou ook so nie? Ja, Marius, ek dink baie kere is dit so dat ons by 'n diens kom of by 'n event en dan sien ons hierdie mense gereeld en hulle kom en hulle gaan, maar ons het nie eintlik 'n regte insig oor wat gaan regtig aan in hulle lewe nie. En een van die aannames van myself is, ek dink altyd, jy weet, iemand anders gaan hulle dalk groet of nie, iemand anders stap 'n pad met hulle, of nie, hulle is uitgesort, want kyk hoe mooi trek hulle aan, hulle gaan haal hulle kinders by die kinderbediening en kom weer terug en hulle drink koffie en hulle is elke Sondag daar. Maar ek dink, jy weet, as ek dink aan wat Reinhard vir ons gesê het oor die kaas en daai proses wat gebeur om kaas te maak, praat ons baie kere van dit om 'n counterculture buite die kerk te wees, maar hoe lyk daai counterculture binne die kerk? Dis waar. En ek wil graag daai gesprek 'n bietjie oopmaak. Nee, ek dink dit is so belangrik dat ons besef, dis ons as gelowiges en as disippels van Jesus is besig om koninkryk beginsels in ons lewe neer te lê. Hoe lê ons lewe af vir die ou langs my? Ja. Hoe is ek besig om hierdie mense wat die Here sy lewe voorgegee het en wat deel is van hierdie familie, hoe is ek besig om met hulle verhouding te bou, te leer ken en in hulle storie in te kom en myself te gee as iemand wat die Here plaas langs hulle, sodat die Here deur my kan werk. En dalk is dit iemand wat die Here nog nie ken nie. Dis iemand wat nie in 'n verhouding is met die persoon nie. En hoe kan ek daarin betrokke wees sodat ons binne in die liggaam van Christus op 'n plek kan wees waar ons werklik disippelskap verstaan, waar ons verstaan hoe ons saam besig is om te bou aan hierdie gemeenskap wat die Here Jesus self mee besig is en hoe ons toelaat dat hy deur ons werk sodat ons nie mense mis nie en dat ons nie dit wat die Here werk in iemand se hart en dis kom hulle kerk toe kom. Ja. Die Here is elkeen op 'n journey en iemand het dalk seer gekry. Iemand was dalk net in die kerk groot geword vir jare en nou soek hulle 'n nuwe kerk en nou kom hulle hier aan, maar hoe weet ons hulle is in 'n verhouding met die Here? Jy weet, want wanneer jy in 'n garage bly, beteken dit nie jy's 'n kar nie. En wanneer iemand in die kerk groot word, is so 'n persoon nie binne in 'n verhouding met die Here Jesus nie. En is daai aannames wat ons wil eintlik die hok slaan om te sê, hoorie, hoe kan ons seker maak dat ons binne in die kerk die liggaam is van Christus wat mekaar opbou met die gawes wat die Here ons gee, dat ons mekaar in liefde, jy weet, help en intentioneel is om mekaar te help op hierdie pad waar ons elkeen groei en waar ons leer hoe ons in hierdie verhouding met die Here Jesus leef. Ja, ek dink dit sit regtig 'n vergrootglas op die essensie van wat beteken dit om kerk te wees en nie kerk toe te gaan nie. Kerk toe gaan skep afstand terwyl dit nie die waarheid is nie. Die Here het ons regtig geroep om in verhouding te staan. Alles wat ons in die kerk doen is verhouding. Dis een woordjie, dis verhouding. Jesus het gekom om ons by die Vader te bring en die Heilige Gees het gekom om ons eintlik by mekaar te bring. En om lief te hê kan nie in 'n massa gebeur nie. Ja. Baie kere maak ons nie aanname die pastoor gaan na die hele gemeente kyk en na die hele kerk kyk. Ja. Maar die kerk is nie die pastoor nie, dit is nie die worship leader nie, dit is nie die mense wat groet by die deur nie, dit is ons almal. Ja. As ons almal weg is, dan bestaan die kerk nie op daai oomblik nie, want ons almal is nie daar nie. Ja. Ons is die kerk en om in verhouding te staan met mense en regtig om te gee, daai wat jy gepraat het van die gawes van die Gees, om regtig intentioneel die ander persoon te sien. Dit is die essensie van kerk en dit alles te doen met verhouding. So ek wil jou nooi, as jy nou enige samekoms kom wat kerk-related is, vra die Heilige Gees om jou hart en jou ore en jou oë oop te maak vir wat nodig is om daai persoon raak te sien. Miskien het iemand sy hand opgesteek en is daar vir hom gebid in die diens. Maar hoe lyk dit
as daai persoon daar uitstap, stap hy alleen daar uit. Miskien is jy die persoon wat net saam met hom stap en vir hom sê, hey, kom ons gaan drink 'n koppie koffie. Of kom ons gaan ry fiets, as jy weet hy ry fiets, of op watter manier ook. Maar ek weet in die kerk is die plek van verhouding, en ons kan dit nie doen sonder mekaar nie. Gaan nou na die beskrywing van die video om vandag se vraag deur te werk.